In vandag se video gaan ons aard van wortels behandel. Ok, kom ons kyk bietjie na aard van wortels. Nou, aard van wortels is vir enige vergelyking in die vorm van ax kwadraat plus bx plus c, so dit wil sê jou paraboolse formule, gelyk aan 0, geld die formule, dan kyk jy na die formule wat op jou datablad voorkom, maar jy gaan met 'n diskriminant werk. Nou, diskriminant is waarvoor jy werk van aard van wortels. So, aard van wortels, dink aan die a, skuif die streepie van die a af, en dis jou diskriminant. En jy gaan net met dit wat onder die vierkantswortel staan werk. So, dit wil sê jou b kwadraat minus 4ac. Nou, voordat ons hierdeur gaan, kom ons kyk gou na wat 'n diskriminant doen. Die diskriminant, of ander woorde delta, bepaal die aard van die wortel. So dit sê of die wortel gelyk, ongelyk, rasionaal, irrasionaal, of reëel of nie reëel is. So dis wat hierso staan. Met ander woorde, dit bepaal of jou x-waardes of antwoorde reëel of nie reëel, rasionaal of irrasionaal, gelyk of ongelyk ensovoort is. Nou onthou, die antwoorde vorm x-afsnitte of jou x-waardes. Okay? So nou kom ons kyk na die tipe wortels wat voorkom en dan die diskriminant wat dit bepaal. Nou kom ons kyk gou eers na die diskriminante. So wanneer ons praat van iets wat rasionaal is, beteken dit dis 'n volkome vierkant. So dit wil sê dit is soos wortel 16 wat vir jou 4 gee. Dit gee vir jou 'n antwoord. So dis rasionaal. So rasionaal gaan jou delta 'n volkome vierkant wees. So kom ons sê hulle gee vir jou 'n vergelykingkie en jy stel jou b-waarde in en jy kry 'n diskriminant as 16. Dan weet jy, maar 16 is 'n volkome vierkant, so dit beteken dit is dan 'n rasionaal. Dan gelyk gaan beteken dit is gelyk aan 0. Okay? Ons gaan later meer in detail gaan oor wanneer om te sê is dit iets gelyk, maar jy moet net weet jou delta is gelyk aan 0. Ongelyk beteken jou delta is groter as 0. So enigiets groter as 0 is dan ongelyk. Dan irrasionaal is net die teenoorgestelde van rasionaal, so dit is 'n nie volkome vierkant, soos wortel 2 gaan vir jou 'n wortel 2 gee, so dis irrasionaal. Dan nie reële. Nie reële is enige waardes kleiner as 0 en reële wortels is jou delta groter en gelyk aan 0. So dis die verskillende diskriminante wat voorkom. Nou, wanneer jy met diskriminant groter as 0 werk, gaan jy na die volgende moet kyk. Nou die eerste ding waarna jy moet kyk, is jou antwoord 'n volkome vierkant. Nou wanneer jou antwoord 'n volkome vierkant is, dan kan dit reëel, rasionaal en gelyk wees, of dit kan reëel, rasionaal en ongelyk wees. Nou reëel weet ons, dis enigiets groter en gelyk aan 0. Groter en gelyk aan 0. Rasionaal beteken is 'n breek wat eindig. Dis byvoorbeeld 2 gedeel deur 3. Okay? Dis 'n breek wat eindig. Dis 2 op 3. Dit is of 'n half is 0,5. Dis 'n breek wat jy sien eindig. Dan gelyk beteken is dieselfde, so jy het net een wortel. Dan ongelyk is jou diskriminant is groter as 0, wat beteken jy het verskillende wortels. Dan die tweede een waarna ons kan kyk is nie volkome vierkante. Nou nie volkome vierkant beteken dit is reëel, irrasionaal en ongelyk. So irrasionaal staan weer vir breuke wat jy sien nie eindig nie. Dan nie reële wortels is wortels wat 'n wortel bly. Dis soos wortel 2. En dan diskriminant gelyk aan 0. Sodra dit jou antwoord gelyk aan 0 is, dan beteken is reëel, gelyk en rasionaal altyd jou antwoord. So ons gaan deur 'n paar voorbeelde werk en dan hopelik kan julle die begrip hiervan verstaan.
Ok, so voorbeeld 1, vra hulle, bepaal die aard van die wortel in die volgende vergelyking. Nou hulle gee vergelyking 5x² min x min 8 gelyk aan 0. Nou, jy weet by jou aard van wortels, werk jy met b² minus 4ac. Nou, gaan jy in substitusie. b² minus 4ac. Jou b-waarde is 1, min 1, min 1² min 4, jou a-waarde is 5 en jou c-waarde is min 8. Nou ga jy dit net so in jou sakrekenaar in substitusie. Min 8 en jou antwoord is 161. Nou gaan jy begin. Is 161 'n vierkantswortel? Nee, maar hy is wel groter en gelyk aan 0. So groter en gelyk aan 0 beteken dit is, so hy is dan nie 'n volkome vierkant nie, maar jou wortel gaan dus 161 is groter en gelyk aan 0. So dit beteken jou wortel gaan reëel wees. Dit gaan irrasionaal wees, want dit is 'n nie volkome vierkant. En hy is nie gelyk aan 0 nie, hy is groter as 0, so dit beteken dis ongelyk. Ons kyk na voorbeeld 2. Voorbeeld 2 vra hulle, vir watter waardes van k sal die volgende vergelykings nie reële wortels hê. Nou, nie reële wortels weet ons dat jou diskriminant is groter as 0. So, nie reële is diskriminant is groter as 0. Nou, gaan jy gaan skryf, jou diskriminant is gelyk aan b² minus 4ac. En jy gaan in substitusie. So, jy gaan in substitusie in b se plek -4, a se plek 3 en in c se plek k. Dan gaan jy dit nou oplos as -4² gaan vir jou 16 gee. En negatief maal positief gaan 'n negatief gee. 4 maal 3 gaan 12 gee, 12k. Ok. Nou, vra hulle, so dis nou jou diskriminant. Jy het nou jou diskriminant uitgewerk. Nou vra hulle vir watter waardes van k sal die volgende vergelyking nie reëel hê. So jy gaan jou plek van jou diskriminant, gaan jy 16 min 12k gelykstel of groter as 0 stel. Nou, gaan jy die 16 oorvat. So dit word min 12k groter as min 16. Nou, sodra jy met 'n negatief deel, verander jou teken. So negatief 16 gedeel deur negatief 12 gaan vir jou 'n k aan die kant gee, jou simbool gaan verander en jy gaan aan die kant 'n 4/3 hê. So dit wil sê, jou k-waarde moet groter daai is kleiner as, ek het julle nou deurmekaar gemaak, daai is 'n kleiner as teken. So jou k-waarde moet groter as 4/3 wees. So dis jou vir 'n nie reële, so reële was ek reg mee, jou gaan groter wees as 0, maar in die geval vir hulle nie reëel, so nie reëel is kleiner as 0. So dit wil sê, dis kom jy kleiner as teken in substitusie het, en dis hoekom verander daai in 'n groter as teken, so enige k-waarde groter as 4/3. Nou, by voorbeeld 3, vra hulle die volgende, gegee. Hakkie 2k plus 1, sluit die hakkie x² plus 1 plus kx
plus 2x gelyk aan 0. Bepaal die waardes van k, waarvoor die wortels van die kwadratiese vergelyking reëel en ongelyk sal wees. Nou, reëel, weet ons, dit is reële ongelyke wortels. Ongelyke wortels is diskriminant groter as 0. Okay? So reële ongelyke wortels is diskriminant groter as 0. Nou gaan jy begin deur die vergelyking in standaardvorm te skryf. Nou standaardvorm is ax kwadraat plus bx plus c. Nou, jou standaardvorm in die geval gaan dan wees 2k plus 1 x kwadraat. So daar is jou a-waarde plus kx plus 2x plus 1 gelyk aan 0. So hierdie is jou b-waarde, maar jy gaan 'n plan maak om jou b-waarde reg te kry. Daai is jou a-waarde en daai is jou c-waarde. Nou wat kan jy doen om jou b-waarde meer prakties te skryf? So jy gaan aan die kant sit met 'n 2k plus 1 x kwadraat. Nou, hier kan jy x gemeenskaplik uithaal. So dit beteken, jy gaan sit met 'n k plus 2. Maal met x. Plus 1 gelyk aan 0. Want jy het 'n x gemeenskaplik uitgehaal, so jy gaan met 'n k plus 2 werk. So hierdie k plus 2 is dan dus jou b-waarde, want daar's net 'n x. Hierdie is x kwadraat, so hierdie is jou a-waarde en dis jou c-waarde. Nou gaan jy met jou diskriminant werk. Nou dis b kwadraat minus 4ac. So in b se plek gaan jy k plus 2 kwadraat minus 4 2k plus 1 maal met 1. So daai maal met daai gaan 1 bly. So k kwadraat gaan jy dan k plus 2 maal met k plus 2 min negatief maal positief is negatief. 4 maal 2 is 8k. Negatief maal positief is negatief 4. En enigiets maal met 1 is dieselfde wat dit was. Nou k maal k is k kwadraat plus 2k plus 2k plus 4 min 8k min 4. En jy gaan dan 'n k kwadraat hê. Jy gaan 'n positiewe 2k negatief en daai twee gaan mekaar uitkanselleer. Dan gaan jy sien, maar jy sit met 'n k kwadraat min 4k. Nou, dis jou diskriminant se antwoord. Nou, gaan jy daai diskriminant se antwoord hier instel. So, k kwadraat min 4k groter as 0. Nou, dan gaan jy hom oplos met faktorisering. So jy kan 'n k gemeenskaplik uithaal. So jy gaan sit met 'n k min 4. So dit beteken k gaan gelyk wees aan 0 of k gaan gelyk wees aan 4. Want k negatief 4 gelyk aan 0 gaan vir jou k 4 gee. Nou, dit is 'n groter as teken, so dit beteken jy gaan 2 antwoorde hê. So jy gaan hierso 'n 0 hê, hierso 'n 4 hê. Nou, jy gaan 2 antwoorde hê. So dit wil sê x gaan groter as 0 wees en x gaan kleiner as 0 wees en groter as 4 wees. En dit is dan jou antwoord van voorbeeld 3. By voorbeeld 4 vra hulle, toon aan dat die wortels van die vergelyking wat gegee is, rasionaal is vir alle rasionale waardes van k.
Nou, rasionaal weet ons, dit moet 'n volkome vierkant wees. So, eerstens gaan jy begin deur vergelyking in standaard vorm te skryf. So, k, x kwadraat plus x, min x kwadraat, plus x min 2 gelykgestel aan 0. Nou, gaan jy dit skryf as jou standaardvorm. So, jy gaan k inmaal, so jy gaan 'n kx kwadraat plus kx hê. Min x kwadraat plus x min 2 gelykgestel aan 0. So dit gaan kx kwadraat min x kwadraat plus kx plus x plus 2 gelykgestel aan 0. Want daai negatief 2 vat hier oor, so dit word 'n positief 2. Dan gaan jy nou hier 'n x kwadraat gemeenskaplikheid haal. So x kwadraat, so dan gaan jy sit met 'n k min 1. Hierso gaan jy 'n x uithaal. So jy gaan sit met 'n k plus 1 en jy gaan sit met 'n plus 2. Nou gaan jy diskriminant uitwerk as b kwadraat minus 4ac. Hierdie is jou a waarde, die is jou b waarde en die is jou c waarde. Nou in b se plek gaan jy k plus 1 kwadraat minus 4k min 1 maal met 2. Nou k plus 1 maal met k plus 1 gaan vir jou k kwadraat plus 1k plus 1k plus 1 gee. En nou gaan jy begin eers met hierdie 2. Daai gaan negatief 4 2k min 2 wees. Nou gaan jy sê, negatief maal positief gaan 'n negatief gee. 4 maal met 2 gaan vir jou 8k gee. Negatief maal negatief gaan vir jou positief gee. 4 maal 2 gee ook vir jou 8. Nou gaan jy gelyksoortige terme bymekaar sit, soos x kwadraat en al jou k's en dan al jou konstantes. Dan as jy dit nou optel, gaan jy ou ende sit met 'n k kwadraat min 6k plus 9. En jy gaan hom dan faktoriseer in faktore van 9 wat vir jou opgetel 6 gee, gaan 3 en 3 wees. Simbole gaan albei dieselfde wees en albei gaan negatief wees. En dit wil sê jou diskriminant is 'n volkome vierkant. Want dis basies wat daar staan is k min 3 kwadraat. En dis 'n volkome vierkant. So dit wil sê wortels is rasionaal vir alle rasionale waardes van k. So dan gaan jy die antwoord gee wat hulle half in die vraag vra het. So jy gaan op antwoord deur jou dubbelpunte te sê. En dan gaan jy sê wortels is rasionaal vir alle rasionale waardes van k.